Ons is aan die einde van 'n reeks wat ons bedien het oor die afgelope 8 weke. 'n Reeks genaamd In Gemeenskap. En dis hoekom ek gevra het dat almal nader sit, want ek voel dis ook spreekwoordend van 'n woord wat ek vanoggend wil bring, in gemeenskap. Ek weet nie van julle nie, maar die woord het elke Sondag vir my vars gekom, want die Here praat met my. Die Here daag my uit oor gemeenskap met mense. Ja, gemeenskap eerstens met hom, verhouding eerstens met hom, maar ook verhouding met mekaar. En om in daai verhouding met mekaar opreg te wees, deursigtig te wees, eerlik te wees. Nou, ek wil so vinnig net recap as ek moet sê waaroor hierdie reeks gegaan het die afgelope klomp Sondae. Ons het begin en ons het gesê, gemeenskap gaan daaroor om eerstens op te daag, om teenwoordig te wees. Jy kan nie in gemeenskap wees, maar jy's nie teenwoordig nie. So het gaan oor daai tyd en opoffering om te sê, ek gee van myself om die Here se aangesig te soek, maar ek gee ook van myself om in gemeenskap met boeties en sissies te wees, wat deel is van 'n geestelike familie. Ek reken nie myself as 'n vreemdeling nie, ek is nie 'n bystander nie, ek is nie net 'n bywoner nie, ek is 'n medeburger van die gelowiges, ek is deel van die huisgesin van die Here. Maar meer is net opdaag, as ek opdaag, soek ek die Here. My fokus is op hom, ek is nie gefokus op Robbie nie, wat vanoggend sing nie. Robbie is bloot die instrument in God se hand, want God bespeel hom. Julle hoor, om my by die Here uit te kry. My fokus is op die Here, ek soek sy aangesig. Ek is eerstens hier om by hom in te tap, want gemeenskap van gelowiges gaan eerstens oor die een wat die hoof is, wat hierdie liggaam saambind, Jesus Christus. En ons koneksie en ons eenheid met mekaar begin by hom. So ons is hier om die Here te soek. En dan, as ek hier is, as ek opgedaag het en ek soek die Here, dan vra die Here van my om deel te neem. Om deel te neem, om nie passief te wees nie, maar om aktief myself deel te maak van gemeenskap. Is so 'n ding in ons dag en tyd, dat ons staan apaties. Ons staan op die kantlyn. Ons is hier, en ons sal self saam sing, maar ons is nie besig om deel te neem nie. Nou, elke persoon se situasie, omstandigheid verskil, maar die Here vra wel van ons om in te kom in 'n kring. En ek het gesê in daai tyd, rye is goed, het ons vanoggend weer rye, maar sirkels is beter. So iewers in gemeenskap moet jy in 'n sirkel kom, waar jy deel met ander in daai sirkel, waar jy deelneem, waar jy jou hart bloot kan lê, en mense kan vertrou, en waar jy voor gebid kan word, maar jy ook vir iemand anders kan bid. Dis waaroor gemeenskap gaan, deel te neem. Maar as ek deelneem, dan moet ek ook kan opreg wees. Dan moet 'n opregtheid wees. En ek het daai Sondag het ek spesifiek gepraat teen skynheiligheid. Weet of julle onthou, van julle wat hier was, dat die woord vir opregtheid, sincerity in die Grieks, sê eintlik, verstaan jy wat skynheiligheid is? Jy weet daai aanplakkerigheid? Moenie dit doen nie. Dit is wat die woord in die Grieks beteken. Hy vat skynheiligheid en hy sê, wie is die teenoorgestelde van dit? Want dis ongelukkig so dat in godsdienstige kringe mense so maklik voorgee. So maklik
ander probeer beïndruk. Praat nou hoog heilig as ek hier by julle is, maar wag dat jy my om 'n braaivleisvuur kry, eers dan trek ek los. Jy hoor, as ek daar so kan wees, moet ek hier ook so wees. Ek moet opreg kan wees. So daar's 'n stuk opregtheid wat die Here van gemeenskap van gelowiges vra. Laasweek toe praat ek en ek sê, goed, as ons nou opgedaag het en ons het die Here gesoek en ons neem deel en dit kom met 'n stuk opregtheid, dan vra die Here van ons ook, wees die kerk. Wees my hande en my voete. Want gemeenskap van gelowiges is nie 'n eksklusiewe klap nie. Dis nie bedoel vir as voor en nou more nie. Dis bedoel om inklusief te wees. Dis bedoel, die deure moet waalwyd oop wees. Enige iemand is welkom, enige iemand kan inkom. Want daai liefde van Jesus is 'n liefde wat geen grense ken nie. En dan wil die Here juis sê wat vanuit gemeenskap, vanuit 'n kring, vanuit daai eensgesindheid wat ons beleef, daai opregtheid, daai verhouding met hom en verhouding met mekaar wat ons beleef, wil die Here hê ons moet kan uitgaan en daai liefde wat hy vir ons in ons harte kom plant het, gaan deel met iemand anders. Gaan deel met 'n werkskollega, gaan deel met 'n familielid. Wees die kerk daar buite. En vanoggend wil ek om deurtrek hierdie reeks en ek wil sê, wees saam. Wees saam. Daar's iets aan 'n samehorigheid. Iets aan gelowiges wat by mekaar kom. Iets aan wanneer 2 of meer in sy naam by mekaar is en ons is saam. Ons is in gemeenskap. Nou ek gaan in vanoggend se woord 'n paar lyne deurtrek, maar daar's ook spesifiek 'n paar praktiese toepassing wat ek voel die Here na ons toe wil bring vanoggend. So ek weet nie, ek hoop jy het jou veiligheidsgordel aan. Want ek mag dalk van jou vra, en dis glad nie om enige een op die spot te sit nie, om uit jou gemaksone te beweeg. Want gemeenskap van gelowiges vra ook dat ons na mekaar sal uitreik. Dat ons bietjie oor daai, ek praat van 'n chicken line. Kry 'n chicken line. Dit is waar jy verbyloop en sê ek tree oor daai chicken line. En ek is bereid om vir daai boeta 'n blessing te wees. Ek is bereid om daai dame se hande omhoog te hou. Ek is bereid om opreg te wees teenoor daai persoon. So, kom ons vertrou die Here vir wat hy vanoggend wil doen. As jy jou Bybel het, ek het so 2 skrifte wat ons al gedeel het met mekaar, maar ek wil dit bybring. En vanoggend, of toe ek voorberei, toe kry ek spesifiek weer Psalm 133 vers 1. En hy sê dit verskriklik goed in die Engels. Psalm 133 vers 1, daar sien jy hom in die 83 vertaling. Hy sê, hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eensgesind saam woon. Hoe goed, hoe mooi is dit, as broers by mekaar kom, en daar's 'n stuk eensgesindheid tussen hulle. Nou sê hy, in die Engels, hy sê, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. As ek hierdie skrif lees, dan laat my dink aan 'n lied. Daar's 'n lied wat sê, ja, daar's 'n lied wat presies hierdie woorde sing, maar dis 'n ou lied. Ek en Robbie ken hom daarom. Ons kom uit dieselfde stal uit. So, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Nou in die Afrikaans, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saam woon. Vers 3 sê, waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën 'n lang
lang lewe. So die Here wil hê ons moet saam woon. Hy wil hê ons moet as broers, sissies, as 'n geestelike familie, met hom as ons Vader, met Jesus as ons ouboet. Hy wil hê ons moet skouers skuur, ons moet in eensgesindheid saam woon. En dan sê hy, wanneer dit gebeur, rus my guns daar. As daar eensgesindheid is my guns daar, my seën daar. Ek seën julle. Nou blaai dan nou na Kolossense 3. Kolossense 3 vers 12 tot 14 gaan ek lees. Aangrypende stuk, en ek dink ek het ook op 'n stadium in hierdie reeks het ek by hom gedraai. So ek weet die skrifte wat ek vandag bring is nie nuwe skrifte nie. Ek het in die reeks het ek op 'n stadium daarin gehaak, maar ek trek die lyn deur. Ek is besig om hierdie tapuit waarmee ons besig was af te rond. En ek wil die lyne deurtrek dat ons hoor wat die Here vir ons kom sê het. Kolossense 3 vanaf vers 12. Maar okay, nou wil ek sê, as jy die stukkie voor dit kyk, en dit is nie hierop nie, dan gee hy vir jou 'n aanloop. Hy kom met 'n aanloop. Hy sê, julle het, as hier vanaf vers 9, julle het met die ou sondige mense sy gewoontes gebreek. Julle leef nou die lewe van 'n nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Hy praat met gelowiges en hy sê vir hulle, dit is wat die Here kom doen het in julle midde. Julle het kom breek met die ou sondige mens. Julle leef nou as nuwe mense, wat die Here vereer. Aan die einde van vers 11 sê hy, hier is Christus, alles en in almal. Onthou julle, Januarie? Wie van julle onthou my woord wat ek in Januarie gebring het? Hier is Christus, alles en in almal. En ek het 3 Sondae, het ek bedien, ek het gesê, hier is ons familie, hier is ons saamgebind, en hier is Christus, alles en in almal. Dis vir my ongelooflike fondasiestene van gemeenskap, is dit nie? Hier is ons familie, hier is ons saamgebind as dele van hierdie familie. Hier is Christus, alles en in almal. En nou vers 12. Dankie, skus Annelies, jy het my gevind daar. En dan vers 12. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Nou as jy dit nie geweet het nie, jy is deel van God se volk. Jy's deel van sy mense. Jy's uitverkore, jy's uitverkies. Hy het jou baie lief. Amen. Stem jy saam? Die Here het jou baie lief. Jy's deel van daai uitverkore volk. Jy's ingebind. Ek bly vanoggend sê, jy's nie ver nie. Jy's nie eenkant nie. Jy staan nie op die kantlyn en kyk in nie. Jy's binne. Reken jouself ook as deel van die huisgesin van die Here. Sy volk. Sy uitverkore volk. Jy's 'n medeburger van die gelowiges. Jesus is die koning van hierdie stad waarin ons leef. Ons is ingebind. Ons staan onder sy koningsheerskappy. Hier is orde. Hier is vrede. Hier is eensgesindheid in hierdie stad. Hoor julle dit? So dis die vertrekpunt as ek vanoggend met julle praat. Dan kom hy sê daarom, sê saam met my, daarom. Wat is die daarom? Omrede ons deel is van hierdie volk van die Here, omrede ons deel is van sy huisgesin, omrede Christus alles en in almal hier is. Julle hoor, as gevolg van hierdie fondasie wat in plek is, daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Want liefde is die band wat julle tot volmaakte eenheid saam
bind. Ja, wat kom sê hy hier vir ons? Jesus stel waardes wat hier uitgebeeld word. Hier's eintlik 'n kultuur wat hy wil vestig in ons midde. Ek wil sê 'n ingemeenskap kultuur. 'n ingemeenskap stel waardes. As ek glo dat ek deel is van die uitverkore volk van God, as ek glo dat ek deel is van sy geestelike familie, as ek glo dat ek losgekoop is met die bloed van Jesus Christus, dat ek ingebind is in hierdie familie, julle hoor, as ek dit glo, dan is daar 'n stel waardes wat ek en jy moet uitleef. Want ek kan nie iets glo, maar ek leef dit nie. Ek kan nie 'n stuk waarheid aanhang, maar daai waarheid het my nie sodanig verander. Louis, as jy gou net daar agter toe kan gaan. Daai waardes het my nie sodanig verander dat dit my kultuur kom shift dit nie. Hoor, ons kultuur het vir ons 'n ander betekenis in Afrikaans. Kom ons praat Engels. Daar's 'n culture wat die Here wil skep hier onder ons. 'n Kingdom culture wat ons moet uitleef. With kingdom values. Saam wees waardes. 'n saam wees kultuur. Wanneer ons saam is, en soos wat ons die lewe saam aanpak, is daar 'n sekere manier hoe ons teen mekaar optree, daar's 'n sekere manier hoe ons teenoor die wêreld optree om ons. En dis nie iets wat net maklik kom nie, dis iets wat ons moet aanleer. Ons moet mekaar leer, hier hanteer ons mekaar so. Hier, as iemand in sonde val, staan ons nie reg om daai ou te beskinder en hom sleg te maak en hom in die grond te trap nie. Hier kom ons na daai ou toe en ons vou hom toe in liefde. En ons lei hom in liefde na die waarheid en na die voete van die kruis. En as dit moet, is ons op ons knieë saam met hom in trane voor die Here. Want ook ons is swak. En ook ons het genade nodig. Ons is goedgesind teenoor mekaar. Ons vergewe mekaar. Ons is meelewend. Ons is vriendelik. Daar's 'n sekere kultuur wat ons wil skep. Gemeente, hierdie ding wat ek nou vandag vir julle noem, is iets waarby ons moet stil staan. Want ons moet met mekaar praat oor die kultuur wat ons wil handhaaf hier. Die manier hoe ons met mekaar wil omgaan, die manier hoe ons mekaar hanteer, die manier hoe 'n man sy vrou hanteer, die manier hoe pa's hulle kinders hanteer. Hoor julle? Die manier hoe medegelowiges teenoor mekaar is, die manier hoe jy 'n werkskollega hanteer wat jou sleggesind is. Want ons het 'n sekere kultuur wat ons handhaaf, 'n koninkryks kultuur. Het gaan nie lyk soos die wêreldse kultuur. Dit gaan anders lyk. Jy sien, as ons familie is, as ons saamgebind is, as Jesus alles en in almal is, daarom leef ons volgens 'n sekere stel waardes. Daarom tree ons op 'n sekere manier op. Daarom gee ons prioriteit aan verhouding met God en verhouding met gelowiges. Daarom is ons bereid om vir mekaar op te offer, prys te gee, ruimte te maak, deernis te toon.
Omrede ons deel is van 'n familie. Omrede ons almal losgekoop is deur die bloed van Jesus. Omrede hy ons saamgebind het aan mekaar. Hoekom? Hoekom is hierdie so belangrik? Want mekaar maak saak. Daai saam wees is vir ons belangrik. En daar's 'n sekere manier hoe ons daai saam wees wil koester. Ons is jaloers op wat ons het. En ons wil dit cherish. Ons wil dit koester. En ons wil ook elke ou wat hier instap, inbring in daai selfe kultuur. En om deel maak van daai selfe waardes. Want mense daar buite beleef 'n waardesisteem wat selfsugtig is. Wat in die rug steek. Wat jaloers is. Wat ambisieus selfsugtig is. Wat geld najag. Waar elke ou net dink aan homself. En dit gaan net oor my. As my gesin okay is, nie saak met jou nie. En mense geïrriteerd is met iemand wat anders is as hulle. Maar in liggaam van Christus is daar geduld. Deernis. Maak ons tyd vir mekaar. Is elke ou ewe belangrik. Word almal geag. Ons praat hier van 'n koninkryks kultuur. Jy sien 1 Korintiërs 1 vers 10, as ek so 2 versies hier kan ingooi, dan sê hy, julle moet een wees, in dieselfde gesindheid, en met dieselfde oortuiging. En dis waarvan ek ook hier praat, daar moet 'n gesindheid wees wat ons saambind. Ons moet 'n oortuiging hê, wat ons saam het, rondom hierdie goed wat vir ons belangrik is. Ons praat saam oor dieselfde prioriteitslys. Ons dra dieselfde gesindheid. By the way, wie se gesindheid is dit? Jesus se gesindheid. Laat hierdie gesindheid in julle wees, wat ook in Jesus was. Hy wat God was, het sy posisie as God nie gereken as iets waar hy moet vashou nie. Maar hy het homself ontledig. Hy het homself prysgegee. Die Engels sê, he gave up his reputation. And he took on the form of a bond servant. Shalmonei, die Here, Jesus, sien jou raak. Hy is verskriklik lief vir jou. En hy sien die hongerte in jou hart vir hom. En hy ag daai hongerte as verskriklik kosbaar en verskriklik belangrik vir hom. Want ek sien jou oë is oop, jou gees is oop. Jy wil ontvang wat Jesus vir jou wil gee. En dit, my kind, is 'n voorbeeld vir baie. En daarom wil jy jou lewe neerlê vir hom. En jy wil sê, wil opstaan in 'n nuwe lewe. En dit is die vrughaai van 'n pa se voorbeeld. Die verandering in jou lewe, dit wat jy sien in daai meisiekind, is omrede jy besig is om met die Here erns te maak. And that is powerful. Shalmonei, kom gou hier. Julle, hierdie is die goed waarvan ons praat. Dis die goed wat saak maak. Ja, ons kan in die kerk sit en ons kan preek en ons kan met mekaar praat elke Sondag, maar as daar nie iets gebeur in ons harte nie, as daar nie verandering in ons lewens plaasvind nie, daai verandering is sigbaar
in 'n huweliksverhouding. Daai verandering is sigbaar in die verhouding tussen 'n pa en 'n dogter. Daai verandering is sigbaar in die manier hoe jy by die werk aankom, in die manier hoe jy praat met mense wat vir jou werk. Ek praat van 'n kultuur, 'n stel waardes wat ons aanneem en wat ons uitleef. Dit is waarvoor die Here ons roep. Dit is wat saak maak. Filippense 2 vers 2 praat, hy sê, wees volkome eensgesind. Wees volkome eensgesind. Hy sê, een in liefde, een van hart, een in strewe. Daar moet 'n eensgesindheid onder ons wees, julle. Een in liefde. Wat bedoel ons met liefde? Die liefde van 'n Vader vir ons en die liefde wat ons vir mekaar wys. Die manier hoe ons mekaar dra, die manier hoe ons mekaar toevou, die manier hoe ons geduld het met mekaar, die manier hoe ons mekaar se arms optel. Een in liefde, een van hart. Ons harte moet connected wees met mekaar. En een in strewe, 'n strewe wat sê, Jesus bo alles. Niks anders nie. Net Jesus in my lewe. Dis my strewe, dis my soeke. Dis hom wat ek najaag in alles. Nou wil ek vra, as dit is wat die Here met ons praat, en ek wil bietjie uitbrei. Ek wil sê, in 'n gemeente wat in gemeenskap leef met mekaar, nee? In 'n gemeente wat kies, hierdie is ons kultuur, ons wil hierdie gemeenskap benadering hê, ons wil hierdie stel waardes ons eie maak. In 'n gemeente wat so is, moet daar 'n voorspelbare omgewing geskep word, waar elkeen van ons gesonde verhoudings met God, met mekaar kan najaag, en geestelik kan groei. Hoor julle? Dis 'n kultuur wat ons wil skep. Jy moet nie in 'n gemeente opdaag en keer vir jou wickets, want iemand gaan jaloers wees op jou nie. Jy moet 'n kultuur wees wat ons, en jy moet wagters op die mure wees wat bid en intercede om daai kultuur in lewe te spreek. En onthou, die feit dat daar wel jaloesie is, die feit dat daar wel skinder is, die feit dat daai goed is beteken, die mense wat hier is ook net mense. Want dis die feit, die mense wat deel word van 'n gemeenskap van gelowiges is mense wat almal van ons het foute. Almal van ons trek swaar, almal van ons kom uit omstandighede, kom uit gebroke verhoudings, egskeiding, noem dit. En die Here wil ons intrek in gemeenskap, om vir ons 'n nuwe stel waardes, en vir ons 'n nuwe stel prioriteite, en vir ons 'n nuwe kultuur te skep, waar volgens ons leef. Maar dit vat deernis, geduld, tyd, om daai kultuur te skoei, daai atmosfeer te skep. Hoe lyk hierdie atmosfeer? Hoe lyk hierdie omgewing? As ons praat van 'n in-gemeenskap kultuur en waardesisteem. En ek het 'n paar gedagtes. Eerstens wil ek sê, dis 'n verhoudingsgedrewe omgewing, waar verhouding met God en verhouding met mense prioriteit geniet. Die dryfveer van alles wat ons doen, wanneer ons by mekaar is, moet wees verhouding. Verhouding. Nie performance nie. Verhouding. Nie om te kyk hoeveel events ons kan reël nie. Verhouding. As ons iets reël, as ons iets daarstel, is dit om verhouding met God
en verhouding met mense te stimuleer. Dis wat die Here van ons vra. Binne dit moet daar 'n egtheid, 'n opregtheid, 'n eerlike omgaan met mekaar wees. Die atmosfeer moet die wees van openheid en deursigtigheid, 'n omgewing waar mense kan sê, ek kan myself wees. Ek kan eerlik wees en ek kan vertrou dat die mense hier om my, in hierdie kring, my rug het. Daar moet 'n stuk vertroulikheid ook wees. As Tannie Noppie vandag kom en haar hart oopmaak en ons bid vir haar oor 'n stuk broosheid of 'n stuk swakheid waardeur sy gaan, dan moet ons almal haar rug toemaak. Dan stap ons nie hier uit en sê, goeie, het jy geweet, Tannie Noppie. Nee, dan vou ons haar toe met deernis, met liefde. Want ons het 'n medeverantwoordelikheid as familie om haar rug te cover. En sy wat broos was teenoor ons, beteken ons het 'n verantwoordelikheid om haar te beskerm. Dat sy nie seer kry. Want dit wat ek vir haar doen, wil ek ook hê iemand moet vir my doen. Ons sê baie dankie vir daai ou. Dit wat ons vir haar gee, dit wil ons ook hê, moet vir ons gegee word. Daar moet ook 'n respek wees, 'n wederwysige respek vir mekaar, 'n ontzag vir mekaar. Ek respekteer waar jy trek, wie jy is, hoe jy optree, selfs die persoonlikheid wat jy het. Net omdat jy nie soos ek is nie, gaan ek nie neersien op jou nie. Ek respekteer jou. Daar's 'n wederwysige respek. Ons maak mekaar se rug toe. Daar's ook vir my 'n ding van tyd en beskikbaarheid vir mekaar. Binne gemeenskapskultuur beteken dit ons maak tyd vir mekaar. As ek hier by die kerk kom, dan sê ek vir elke tweede ou, hoorie, ek en jy wil by mekaar uitkom, ons kom nooit by mekaar uit. Ken daai storie? En as ons so iets gesê het, moet asseblief nie die ou kruisig nie. Wees jy dan die een wat inisiatief neem en sê, goed, hoe lyk môreoggend vir jou? Hoe lyk lunch vir jou? Kan ons nie na werk? Kan ons nie, wat doen julle Saterdag? Kom ons nooi julle uit vir 'n koppie koffie. Want ons doen moeite om by mekaar uit te kom. Ons gee tyd vir mekaar. Ek het al gesien in die koninkryk, daar's niks soos tyd, om op die regte tyd by iemand op te daag, is crucial. En dit moet 'n ingesteldheid wees wat nie stop by 'n pastoor. Almal verwag die pastoor, hy moet die tyd hê, hy moet daai gerigtheid hê, maar wat van elke liewe gelowige wat ingekoop is in 'n gemeenskapkultuur? Daai waarde moet by ons almal wees. Ons almal moet daai ingesteldheid hê. Jesus, ek het gehoor, daai ry agter my, daai ou het gesê sy vrou gaan hierdie week in vir 'n biopsie. Hoorie Jacques, wat's daai ou se nommer? Ek wil hom bel. OK. Bel jy hom? Vra jy vir hom, hoe gaan dit? Is jou vrou OK? Het jy die uitslag gekry? Kan ons vir jou bid? Jesus Jacques, hierdie is nou daai chicken line, nee. Daai chicken line waarvan jy nou gepraat het. Exactly. Want waaroor praat ons as ons nie oor hierdie goed praat nie? Waarvoor challenge ons gemeenskap? Waarvoor het die Here ons met hom versoen? Om net op ons hoop te sit en nou is ons versoen met die Here, great. Of is dit om iemand anders ook te help? Iemand anders te bedien, iemand anders lief te hê. Dis gemeenskap. En binne gemeenskap voeg die Here konstant mense by. Want hoekom? Die gemeenskap gaan uit en getuig. Want die Here is besig om te werk.
En soos vir die Here in jou hart werk, getuig jy teenoor daai ou aan wie jy 'n volkloof verkoop en daai ou se lewe word aangeraak en die Here bring daai ou in die koninkryk in. En so met die volgende ou en die volgende ou en die volgende ou. Want jy borrel, jy loop oor van wat die Here in jou hart mee besig is. En daarom is jy besig om vir iemand anders en die volgende ou te deel. Dis hoe gemeenskap lyk. Dis wat in gemeenskap aangaan. Dis wat die Here wil doen. Hebreërs 10 vers 24, Annelies kies, hy is nie hier op 'n side note ingegooi. Laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor. Ons moet dit eintlik wakker maak by mekaar. Dit is so lekker om uit te reik na iemand anders toe. Daai ou voel sommer lus om iemand anders te bless. Pay it forward. In hierdie kultuur praat ons eintlik die spulpunt waar rondom kingdom culture draai is liefde. Agape liefde. Onbaatsigtige liefde. En binne daai liefde is daar ondersteuning wat gegee word. Gebed vir iemand. Daar's besorgdheid. Daar's belangstelling in iemand. Daar's omgee. Daar's luister na iemand se behoefte. Daar's mekaar dien en bedien. Daar's uitreik na iemand in nood. Daar's optel iemand wat in die gat is. Daar's iemand help in sy nood. Daar's prioriteit gee aan iemand. Daar's waardering. Daar's 'n gemaklikheid, daar's bemoediging, daar's gasvryheid. Ek stel my huis oop, daar's deernis, en daar's selfs gee. Wat kan ek gee? Alles met die spulpunt waarom dit draai, liefde. Kingdom culture is gebou rondom liefde. En al daai goed trek saam in liefde. Liefde vir God en liefde vir mekaar. Nou ek wil hierdie ding daai is Janey hoor. Sy het so 'n gilletjie aan haar. Maar sy praat met die wêreld. Dan dink ek hierdie bure van ons dink nou al dis lekker. Sy gooi hom so, sy het so pitch wat sy tref. Weet nie hoe sy dit reg kry. Ek het probeer maar na te maak, dit werk nie. Okay. In saam wees, en toe ek by die Here sit, saam met saam wees, is daar vir my saam brood breek. Saam brood breek. Julle sien vanoggend het ons 'n nagmaaltafel, eintlik 2 van hulle. En deel van wat ek glo, as ek net hierdie ding hier kan uit ontrafel, van saam brood breek is ook nagmaal. Maar dit is vir my groter as dit. As net nagmaal. As ek die woord bestudeer, dan sien ek in saam brood breek, sien ek 2 goed. Ek sien gelowiges wat saam geëet het. Hulle het saam geëet. As hulle gepraat het van hulle het brood gebreek van huis tot huis, dan het hulle van huis tot huis geëet. Terwyl hulle geëet het, het hulle gefellowship, hulle het die woord met mekaar gedeel, hulle het mekaar bemoedig, en op 'n stadium sou iemand sê, kom ons neem die brood. En ons herdenk net, en sê, hierdie is Jesus se liggaam, wat vir ons ook gebreek is, en dan neem hulle die brood. Dan gaan die gekuier, ek het vanoggend gehoor, in Afrikaanse terme, noem hulle dit iets anders, en dit is 'n braai. Maar okay, so, dit kan ook 'n braai wees. Dis nie broodbreek nie, dis te super spiritual. Man, sommer net 'n braai. Okay, so,
as jy saam braai. Nou dit klink vir ons heeltemal buite ons konteks, maar ek gaan vir jou in die woord wys, dat Jesus het presies dit gedoen. Toe Jesus die nagmaal ingestel het, was hy en die disippels besig om saam te eet. Hulle was besig om te kuier, te fellowship. Hulle was besig om mekaar te deel wat vandag gebeur het, wat aan die gang was. O, jemel, het jy gesien, daar so op die veld, toe Jesus daai woord gebring het, die reaksie van daai mense. En so het hulle saam gepraat, en op 'n stadium toe Jesus die gesprek in die rede gevang het gesê, kom ons neem die brood, hierdie is my liggaam, wat vir julle gebreek is. En ook nie onmiddellik het hy die beker geneem nie, die gekuier het aangegaan. Die gesprek het aangegaan, en op 'n stadium toe neem hy die beker en hy sê, neem, drink, hierdie is my bloed, wat vir julle gestort is. So ek wil kortliks 2 skriffies, die een uit Handelinge 2, vers 42. As ons praat van gemeenskap van gelowiges wat saam geëet het, in gemeenskap, fellowship en in eensgesindheid met mekaar. Dan moet my iets gebeur dat by jou huis, om die etenstafel, moet daar 'n atmosfeer wees van gemeenskap. Waar jy vra, hoe was jou dag? Hoe gaan dit daar? Kan ons bietjie saam met jou bid oor dit? Papa het gedink aan jou vandag, toe dit gebeur het. Wat gebeur daar? En waar ons in mekaar se lewens inspreek. Want Christus is mos die middelpunt. Hy is mos die middelpunt. Nou jou kultuur kan anders, almal sit nie om 'n etenstafel nie. Almal sit ook dalk in die sitkamer, maar stop die TV vir 'n oomblik, praat met mekaar. Fellowship, deel met mekaar. Dan sê hy in Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, hoor mooi, in die breking van brood en in gebede. Daar's 3 goed wat gebeur het. Hulle het volhard in gemeenskap, daai woordjie is die woord waarop ek uitgebrei het, koinonia. Daai samehorigheid, daai alles in gemeen hê, daai eensgesindheid, daai deel in mekaar se laste, daai betrokkenheid in mekaar se lewens, dis koinonia. Hulle het volhard in koinonia, in die breking van brood en in gebede. Dis nie rocket science hierdie nie. Koinonia is om 'n platform te skep, om met mekaar te gesels en met mekaar te deel. En terwyl ons met mekaar praat en gesels, dit kan in jou huis gebeur, kan ons brood breek. Ons eet saam. En by the way, terwyl ons brood breek en met mekaar praat, kan ons net sowel ook vir mekaar bid. Dis nie rocket science nie. Dit kan gebeur van huis tot huis. Want hier het dit ook gebeur, van huis tot huis. Kom ons blaai nou na Matteus 26, vanaf vers 26 tot 28, het Jesus die nagmaal ingestel. Anja, as jy vir my kan vorentoe kom. Het Jesus die nagmaal ingestel. Dit staan daar in Matteus 26 vanaf vers 26, en hoor nou, net om te staan wat ek net nou vir julle gesê het, en terwyl hulle geëet het. Hoor julle dit? Terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem, en hy die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek, en hy het vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. En dit het aangegaan, en toe neem hy die beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle, en hy sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie gegiet word tot vergewing van sondes. Nou ek kry die prentjie in my kop, julle, terwyl hulle geëet het. Hoe lyk dit wanneer mens eet? Aanvanklik is dit 'n mooi tafel, alles is mooi gedek, maar wanneer jy nou begin eet, dan is die borde heen en weer geskuif, daar's drank ingegooi, daar's ietsie te drink.
Verstaan jy, die kospot is nou halfpad leeg, almal het nou al met mekaar gepraat, miskien het Boeta nou al gemors op die tafeldoek en ons moes dit opvee, soos wat dit by ons huis gaan, maar in elk geval, so daai tipiese goed het al gebeur, en terwyl almal aan die gesels is, kom Jesus en hy sê, neem, eet, hierdie is my liggaam, wat vir julle gebreek word. En op 'n stadium sê hy, neem, drink, hierdie is my bloed, wat vir julle gestort is. Dis so bietjie uit ons konteks, uit ons verwysingsraamwerk. Maar saam brood breek, saam eet, is fellowship. Moenie saam eet, middag nie. Nooi iemand oor, eet saam met hulle. Bid saam met hulle. Fellowship saam met hulle. En weet jy wat? Hê sommer die nagmaal elemente reg, ook op die etenstafel die volgende keer, as jy dit doen. En dan doen jy dit ook sommer so. Op 'n stadium en sê julle, goed, ons het nou lekker geëet, maar kom ons eet van die brood van die lewe. Amen. Jesus is die brood van die lewe. As jy kyk na Johannes 6 vers 35, kom Jesus en hy sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Want wanneer jy neem van die brood wat Jesus gee, die brood wat lewe gee, dan sal jy nooit weer honger word nie. En wanneer jy drink van Jesus se lewende water, maar ook van sy bloed wat reinig, sal jy nooit weer dors kry nie. Verstaan met Jesus gesê, en die mense het hom baie snaaks aangekyk, hy het gesê, my liggaam is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Want as liggaam van Christus, neem ons deel, ons verenig onsself met die liggaam van hom, wie die hoof is van ons. Amen. Amen. Vers 51 gaan Jesus aan en hy sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Ek wil afsluit voor ons nagmaal gaan gebruik met 2 stellings. Die een, deur saam te eet, saam die brood te breek, kom ons nader aan mekaar. Dit skep 'n eensgesindheid en dit skep gemeenskap. Koinonia. Saam brood te breek. Deur as gelowiges saam brood te breek, verheerlik ons Jesus Christus as die bron van daai ewige lewe. En ons herdenk sy liggaam wat vir ons gebreek is, sodat ons toegang kan kry tot 'n ewige lewe deur sy bloed wat versoening bewerkstellig het. Dis wat ons doen. Ek praat vanoggend oor 'n kultuur en ek daag jou uit om hierdie kultuur deel te maak van jou huis. Vat die koninkrykskultuur, gaan met dit na jou werksplek toe. Gaan met dit saam met jou. Maar kom ons beoefen dit ook hier in ons midde. Ek wil vra dat die manne wat vir ons die nagmaal bedien, nader staan. Dink inteendeel, ek gaan dit anders doen vanoggend. Ek gaan 'n gebed doen en dan gaan ek vra dat julle uitkom as gesinne en dat ons kom en die nagmaal elemente neem en mekaar bedien. Ek wou dit nog meer radikaal gedoen het, maar ek het op die ou end gevra dat na die nagmaal hierdie 2 tafels en ons die diens afgesluit het, gaan ons brode bring met konfyt en kaas. En ons gaan sommer 'n bietjie verder brood breek saam met mekaar vandag na afloop van die diens.
Want is weer eens vir my 'n teken van koinonia, dat ons saam brood breek. Amen. Maar ek vertrou die Here en daar's iets wat ek wil doen na afloop van die nagmaal. So ons gaan nou nagmaal gebruik. Maar daar's 'n verdere tree wat ek wil neem in geloof. En ek wil hê jy moet net in die atmosfeer bly. Moenie die atmosfeer verloor nie. Kom ons neem saam nagmaal. Maar daarna het ek iets op my hart wat die Here op my hart gedruk het. Wat ek wil hê ons moet prakties beoefen rondom gemeenskap van gelowiges. En ek vra dat julle ook in afwagting saam met my is oor wat die Here dan wil doen. Kom ons sluit die oë. Vader, ek bid dat U vanoggend vir ons sal wys wat beteken dit om brood te breek voor U. Om brood te breek vanoggend as teken van U liggaam wat ook vir ons gebreek is. U liggaam wat vir ons genesing bring. U bloed wat vir ons versoening bewerkstellig. En vanoggend wil ons saam deelneem aan die brood en die bloed. Die liggaam en die bloed van Jesus Christus. In Jesus naam. Amen. Julle kan uitkom, Benjamin, moenie stop daar nie. Gaan aan met die recording. Julle kan uitkom en ons kan nagmaal saam gebruik. Kom ons neem die geleentheid. Bedien mekaar soos wat julle vrymoedig is. Dankie. Here, fellowship, Here, lekker is dit vir ons, Here, om so saam mekaar kan leer ken op hierdie journey, Vader, om te groei in die Vader, groei in ons worship, Vader, en wat ons doen vir die Vader, Here. Lekker is dit verhouding met die saam smee, Here. Vader, help ons om tyd uit te koop, Vader, vir mekaar, Here, vir verhoudings, Here. Teken, steel die wêreld tyd vir ons aan, Vader, Here, ons connect, Here, ons bring ons lewens en ons tyds voor die Vader, Here, vir U wat die time manager is, Vader, vir ons lewens. Vader, bid ek so nie sal kom, Here, ons as skool, Vader, in liefde vir mekaar, Here, tyd vir mekaar, Here. Here, ek eer U net, dankie vir ons mannetjie wat mekaar is, Vader. Ons dankie vir elkeen en elkeen se insiede, Vader. Dankie dat U besig is in elkeen van ons lewens, Vader. Here, so ons nie toe, Vader, ons het dankie vir U liggaam, Vader, dat U ons gegee het aan die kruis, Vader. Perfekte offer, Vader, ons vry te koop, Vader, sonder las van ons was, Here. Here, so die wyn, Vader, die bloed is, Vader, ons eer die van die Here, in Jesus naam. Amen. Iemand anders kan ook dit. Bismillah.
Ons het ons die uitdaging na nagmaal om die kinders te kry om nie die brood na die tyd te eet nie. Want die brode wat in hierdie gemeente gegee word vir nagmaal is so lekker. Mense wil net nog eet. Vandag mag julle al die brood na die tyd maar opeet. Ek sien ons losspan het reeds voortgegaan en hulle self begin help. Here het met hulle gepraat. So, vandag gaan ons nog brode uitbring en ons gaan mekaar bedien. Ek wil nog 'n deeltjie doen en ek wil hê julle moet net saam met my hoor wat die Here vanoggend sê. In Johannes 13 vers 34 en 35 staan daar: Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Reinie, as julle dalk so 'n oombliekie kan pos en net gou net saam met my fokus. Ek gee julle 'n nuwe gebod dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle liefgehad het. As julle mekaar liefhet, dan sal almal weet dat julle my disippels is. Daar's vir my 'n verskriklike mooi ding in hierdie ding. Liefde vir mekaar, maar nie hoe nie, soos Jesus ons liefgehad het, moet ons ook bereid wees om mekaar lief te hê. Hoe wees ons? Hoe wees ons gemeenskap van gelowiges? Hoe wees ons saam daar vir mekaar? Hoe kan ons praktiese liefde vir mekaar in gemeenskap toon? En ek het stil geraak en die Here het met my oor 'n ding gepraat, oor hierdie kultuur. Hoe skep ons hierdie kultuur? En ek het vanoggend wil ek prakties hierna kyk. Jy het by die deur ontvang 3 kaartjies, het jy? As jy nie het nie, daar's 'n paar mense wat skud hulle koppe, wil jy nie gou kaartjies bring vir hulle nie. Steek gou jou hand op as jy nie 'n kaartjie ontvang het. Gesien daar's 'n Eulalia hier voor ook. Loskaartjies wat jy ontvang het almal nou gekry hierso. Ek het gedink hierdie losspan is te gefokus op ander goed, want julle het klaar blyklik hulle kaartjies gelos op plekke, maar nou soek ek vir dit, maar ek sien dit ook nie. OK. Hoe skep ons hierdie kultuur? En kyk 'n bietjie hier daar na daai kaartjies van die goed wat ek hier neergeskryf het, en ek wil prakties vanoggend hierdie ding na mekaar toe vat. Dankie vir wat jy vir ander beteken. Ek wil jou graag leer ken. En ek wil ook deur jou geken word. Jy kan jouself om my wees. Ek is bereid om eerlik met jou te wees oor wie ek is. Ek is bereid om jou te vertrou en ek is oop om deursigtig en oop te wees. Ek ag my verhouding met jou as belangrik. Ek wil graag jou gevoelens respekteer wanneer jy met my iets deel. Ek is besorg oor jou. Hoe kan ek jou bemoedig
Kan ek dalk vir jou bid? En waarvoor? Ek wil graag na jou luister, as jy bereid is om te praat. Ek wil hoor wat in jou hart aangaan. Ek waardeer jou. Is daar iets waarmee ek jou dalk kan help? Is daar 'n manier hoe ek jou kan ondersteun? Deel dit graag met my. Is daar 'n las wat ek saam met jou kan dra? Hoe kan ek jou dalk bedien? Kan ek jou en jou gesin dalk uitnooi vir 'n koppie koffie? Ek wil graag deernis met jou situasie toon. Hoe kan ek jou beskerm? Hoe kan ek jou toemaak met gebed? Is jy dalk bekommerd oor iets? Hoe kan ek saam met jou daai las na die Here toe vat? Ek sal tyd maak vir jou. Ek is beskikbaar sou jy my nodig hê. Ek gaan poog om jou vertroue waardig te wees. Ek stel opreg belang in hoe dit met jou gaan. Is daar iets wat jy dalk werklik nodig het? En dalk kan die Here my gebruik as instrument om jou te help. Ek wil graag hê ons moet bid. Ek gaan 'n gebed doen. En dan wil ek jou uitdaag. Ek weet dis heeltemal buite ons almal se gemaksone. Ek wil by the way ook van daai kaartjies hê. Ek het nie kaartjies gekry nie. Maar okay, ek het genoeg hier, maar gee tog vir my 'n paar kaartjies. Ek wil graag jou uitdaag om hierdie kaartjies te vat. En soos wat ek nou bid, stil te raak en te sê, Here, na wie toe moet ek stap? Ons almal ken nie mekaar ewe goed nie. So jy moet nou oordeelkundigheid gebruik na wie toe jy wil gaan. En ek vra ook dat ons mekaar respekteer. Ek gaan nou nie as man na 'n vrou toe stap en sê, ek wil jou graag beter leer ken. Julle hoor wat ek sê. So mens moet nou oordeelkundig werk met hierdie ding. Want dis ook 'n omgewing waar ons mekaar beskerm. Waar ons gemeenskap van gelowiges wil koester, koinonia wil koester, maar dit op 'n manier doen dat mense veilig en beskerm voel. Maar ek wil nou vir jou sê, ek glo die Heilige Gees wil iets amazings doen. As ons die moeite doen om na mekaar toe uit te tree. En dalk is daar iemand wat jy dalk nog nooit gesien het nie. Jy sien daai persoon vandag vir die eerste keer, maar die Here sê, stap na daai persoon toe en sê, is daar dalk iets waaroor jy bekommerd is? Kan ek gou vir jou bid? Dan is die atmosfeer hier vanoggend vir ons om dit te doen. Is dit reg? Is julle bereid? Onthou nou, ons persoonlikhede verskil. So almal wat persoonlikhede soos ek het, gaan nie onmiddellik opspring en na ander ouens toe stap nie. Ons mag dalk skaam voel. En eers net onsself terughou. En dis okay. Alhoewel, ek is nou besig om heeltemal teenstrydig te praat, want ek is juis die ekstrovert. Maar my vrou nie. Mense verskil. En dis okay. So kom ons skep net ruimte dat die Here iets doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie Here dat ons die woord prakties kan toepas en dat ons ook 'n geleentheid kan skep om na mekaar toe te stap en die hande en die voete van Jesus vir mekaar te wees. Here, nou wil ons die platform oopstel en sê, Here, wees U Heilige Gees die bedienaar, maar ons die instrumente. Gebruik ons om ook in mekaar se lewens in te spreek en vir mekaar te bid.
In Jesus naam. Amen. Maklike manier is om die kaartjie te vat, dit wat daar staan, te gee, maar dan te vra, kan ons hieroor bid? Kom ons doen dit. Kom ons raak stil en soos wat julle vrymoedig is, kom ons stap na mekaar toe. Kan ek vra, kom ons staan sommer almal saam. Ons staan sommer almal saam. Vader, is moeilik om uit ons comfort zones uit te beweeg. Maar ek vra, Here, dat U ons nou sal help. Dat U ons sal help om na mekaar toe uit te reik. In Jesus naam. Amen. Daar sy. Net soos wat julle vrymoedig voel.